Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus, Frans jou die geseënde hier en ek bring jou die absolute realiteit. Dit is so lekker om vanmôre saam met jou te wees en die evangelie van ons Here Jesus Christus met jou te deel. Die evangelie van ons Here Jesus Christus is die evangelie van die onsterflikheid. Die evangelie van Jesus Christus is die evangelie van onsterflikheid. Nou, ons het laasweek 'n konferensie gehad oor the gospel of your wholeness en Apostel Cohen het gepraat oor onsterflikheid. Ek het vanmôre weer hom saam met my en ons gaan 'n hele reeks doen oor hierdie onderwerp van onsterflikheid. Dis iets wat min gepreek word. Apostel Cohen, baie welkom. Dis lekker om jou hier te hê. Halleluja. Jy het 'n statement gemaak by die konferensie dat as die evangelie van onsterflikheid nie gepreek word nie, dan preek jy nog nie die volle evangelie. So ek wil 'n bietjie oor hy statement praat en hoor hoekom jy dit sê. En ons luisteraars, ons kykers regtig waar vat in die skrifte die evangelie van ons Here Jesus Christus en hierdie onderwerp met ons praat. Baie dankie vir jou hier op saam met ons. Spreuke hoofstuk 12 vers 28 sê: op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting van die pad is onsterflikheid. Halleluja. En dan sê die psalmis, die Here lei ons in die spore van geregtigheid. En dan kom hy by hierdie gedeelte waar hy sê, ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Nou baie mense sê die huis van die Here bly as die fisiese tempel. Maar wat is die huis van die Here? Toe ek Psalm 23 leer as 'n kind, eers goeiemôre almal, shalom, shalom, genade, vrede, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid vir julle almal. Dankie dat julle ingeskakel is en dat julle share en dat julle deel saam met ander. Toe ek Psalm 23 as 'n kind leer, as jy kom by, ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Omdat ons mos nou in die kerk groot geraak het. Het jy mos nog gedink, ek sal in die kerk bly, tot in lengte van dae. Maar, ek dink Dawid sou vanuit sy perspektief uit daarvan praat as die huis van die Here. 'n plek van aanbidding, 'n plek waar hy die Here ontmoet, 'n plek waar hy met God in gemeenskap is. So dit sou uiteraard vir Dawid beteken die tempel of die tabernakel waar hulle die Here ontmoet. Maar ons weet ook, ons is nie meer in die Ou Testamentiese era nie. Ons is in 'n Nuwe Testamentiese era. En in hierdie era, wanneer Paulus praat van die huis van die Here, dan praat hy van ons. En hy sê selfs in Timoteus of in Korintiërs sê, weet julle dan nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Hy noem die kerk wat ons is, die huis van die Here. So ek sou sê, as Dawid praat van die huis van die Here tot in lengte van dae, het hy dalk nie geweet wat hy sê nie. Maar die gees van Christus wat in hom was, halleluja, het geprofeteer van 'n saligheid wat aan ons behoort. Amen. En dat ons in hierdie die moontlikheid en die begeerte van die Here is dat ons in hierdie tempel bly tot in lengte van dae. Halleluja. Ek wil net verskoning maak as jy nou klank hoor buite ons is areas in die dorp. Ons het nou nog nie 'n klankdigte studio nie, maar as die Here met jou praat om vir ons een te bou hier in Appington, as jy baie welkom. So verskoon die geraas buite. Ons is in 'n besige area, maar ons wil hierdie waarheid van die evangelie van onsterflikheid wil ons met jou deel. Ek wil vir jou vra, share nou op jou wall hierdie boodskap. Komment, vra 'n vraag en geliefde, hierdie waarheid moet daar buite uitkom. En soos wat ek nou van tevore gesê het,
die statement wat Apostel Cohen gemaak het oor, as jy nog nie die evangelie van onsterflikheid preek nie, het jy nog nie die volle evangelie gepreek nie. Amen. Want die evangelie openbaar lewe en onsterflikheid. So Apostel Cohen, ek gee oor vir jou dat jy hierdie met ons geliefde luisteraars, kykers deel, hierdie waarheid. Ek wil vir jou sê, jy kan gerus teruggaan na ons conference ook en die hele conference volg, waar ons hierdie lieflike evangelie van ons Here Jesus Christus deel. So, oor in jou en praat gerus met ons is ene ore. Ek dink ons begin met die stelling wat ons gemaak het, dat indien jy nog nie die evangelie van onsterflikheid gehoor het nie, die goeie nuus van onsterflikheid, dan het jy nog nie die volle evangelie gehoor nie. Nou, ons het mense wat regtig aanspraak maak daarop dat hulle die volle evangelie preek. En vir hulle tyd en vir hulle era was dit dalk 'n stappie verder as 'n vorige era. En ons maak 'n voorbeeld soos mense wat gepreek het dat ons deur die geloof geregverdig word. Gaan nou 'n stappie verder en hulle word bewus van die uitstorting van die Heilige Gees en die ontvang van die Gees, en dan ervaar hulle dit, en dan kom daar mense 'n stappie verder en hulle ontdek dat deur die wonde van Jesus het daar genesing gekom. En so word ons ontwaak tot die volheid van wat Jesus Christus gedoen het. Dit gebeur stelselmatig, soos wat die Heilige Gees ons lei in die volle waarheid. Amen. So ontwaak ons tot 'n dieper dimensie en meer van wat die Here Jesus vir ons beskikbaar gemaak het, vir ons gegee het, vir ons 'n realiteit gegee. En baie kere maak ons aanspraak wanneer ons waarheid ontdek, dat ons nou het ons arrive, nou het ons gekom en ons het nou die volle evangelie. Maar dit wat ek sê, dink ek met goeie rede kan die finaliteit wees van wat die volle evangelie behels. En ons gaan regtig daarby kom in detail, maar eerstens 2 Timoteus hoofstuk 1. Dis nou waar Paulus praat met Timoteus. En ek gaan nou nie begin waar ek begin het by die konferensie nie, as jy die detail wil hê, want ons het begin daar en ons het gepraat oor vanaf vers 3 van die hoofstuk 1, het ons gepraat oor die geloof. En wat die geloof behels, dat die geloof nie 'n stel reëls is nie, dat die geloof nie 'n idee is net nie, maar dat die geloof 'n man is en sy naam is Jesus Christus. Dit is die geloof. Dit is die oortuiging van God. So ons het daaroor gepraat, maar ek wil vandag by vers 8 begin, sodat ons so spoedig moontlik kan kom by die onsterflikheid. Paulus skryf daar, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, of oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Nou, die is Paulus, baie onverskrokke, baie, soos hulle sê in Engels, adamant, hy het nie enigiets anders gehad wat hy oor praat nie, hy was direk en net gefokus op hierdie een. En hy het hom nie geskaam vir die evangelie. Ons is seker meer bekend met Romeine hoofstuk 1, waar hy sê, ek skaam my vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding. Ons sing dit by openligte, vir alles jy nou deel van die Pinkster tradisie is, dan sing hulle dit by die openligte, ek skaam my nie vir die naam en die saak. Nou, die is Paulus, en hy praat met Timoteus, 'n jonger bedienaar van die evangelie, en hy sê vir hom, moet jou nie skaam oor die getuienis van ons Here, of oor my sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God.
En nou begin hy verduidelik wat die evangelie behels. Vers 9 sê, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Nou, daai vers alleen is verskriklik gelei met soveel waarheid en ons sal dalk nie by alles uitkom nie. Maar wat Paulus sê, dit is die evangelie na die krag van God. En dis die evangelie waaroor jy jouself nie moet skaam nie. Nommer 1, hy het ons gered en geroep met 'n heilige roeping. Hy het. Amen. Hy het. Halleluja. Hy het. Vanoggend, nou, ek lees gewoonlik die YouVersion app Bybel en dan kry ons nou hierdie teksverse van die dag. Nou vanoggend se teksvers op die YouVersion is Jesaja 43 vers 1. Wat sê nou, this is what Yahweh says. Listen, Jacob, to the one who created you, Israel, to the one who shaped who you are. Do not fear, for I, your kinsman redeemer, will rescue you. I have called you by name and you are mine. 'n ander vertaling sê, ek het jou gered. I have saved you. Amen. Nou, dis die waarheid van wat Jesus Christus kom doen. Ek hoor baie kere mense sê ek is gered, hy is ongered. Maar hulle sê dit gewoonlik op reaksie van hoe ons lewe. As jy reg lewe en goed lewe en jy het jou knieë gebuig en jy het bely en jy het jou bekeer en jou in water laat doop, is jy nou gered. En as ek dit nie gedoen het nie, is ek nie gered nie. En dis hoe ons na mekaar kyk. Maar Paulus in sy evangelie, in sy voorstelling van die goeie nuus, diskwalifiseer hy enige denke wat onderskeid tref tussen mense op grond van wat hulle gedoen het en wat hulle nie gedoen het nie. Paulus sê, hy het ons gered en hy het ons geroep met 'n heilige roeping. Ons het nou net gelees, ek het jou by jou naam geroep. Nou, ek sê altyd vir mense, in Appington het ons 'n baie noue band tussen, sê die kleerling gemeenskap en ons swart gemeenskap. Ons swart gemeenskap praat eintlik Afrikaans in Appington. En daarom het ons 'n tipe Afrikaans wat vir hulle meer sin maak. So as ek vir jou sou vra, hoe roep hulle jou? Dan sou iemand wat nou Kaapse Afrikaans praat, nie verstaan wat ek sê nie. Maar ons, omdat ons hierdie invloed het van beide Xhosa en Afrikaans en ons sinkonstruksie van so 'n aard is, dat wanneer ek sê, hoe roep hulle jou? Dan vra ek eintlik, wat is jou naam? So, om te sê, wat roep hulle jou? Is om te vra, wat is jou naam? En dis die idee, en ons moet verstaan, die Bybel is nie in Afrikaans geskryf nie. Wanneer Paulus hier skryf hy in Grieks, en wanneer hy praat van 'n roep, of 'n roeping, is dit soortgelyk aan wat ons het in Appington noem. En dis waarom die Bybel praat van, ek het jou by jou naam geroep. Ek het jou 'n naam gegee. Ek het jou genoem. En Paulus, wanneer hy hierso praat, sê hy het ons gered en hy het ons geroep met 'n heilige roeping. Hy noem ons heilig. Amen. God se opinie omtrent ons is dat ons heilig is, dat ons afgesonder is. En dan sê hy die volgende, en hier is die diskwalifisering van daai onderskeid tussen die wat reg doen en die wat verkeerd doen, of die wat bely het en die wat nie bely het nie, die wat gedoop is en dit nie gedoop is nie. Hy sê, nie volgens ons werke nie. So ons is gered, ons is geroep
met 'n heilige roeping, met ander woorde, deur die feit dat hy ons heilig noem, afgesonder noem. Nie volgens ons werke nie, dit gaan nie oor wat ons doen, maar volgens sy eie voorneme en genade. Nou, sy voorneme en sy genade is maklik vir mense om te praat oor die voorneme van God. Daar's verskillende teologiese tradisies wat praat van 'n uitverkiesing voor die tyd. Dat God sekere mense gekies het om gered te wees en ander gekies het om nie gered te wees nie. So dis hulle idee van voorneme, maar wat sê Paulus se voorneme? Paulus se voorneme is nie volgens ons werke nie. So jy kan nie sien wie is uitverkies op grond van wat hulle doen. En dis ongelukkig wat baie mense wat hierdie uitverkiesing boodskap en teorie preek van dat sommige gekies is en ander nie gekies is nie. Hoe weet hulle? Hulle kyk na werke. Maar Paulus sê God se eie voorneme en genade is nie gebaseer op ons werke nie. Dis sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is. So God het 'n voorneme gehad, hy het 'n besluit geneem, hy het gekies voor die tyd, van ewigheid af. Het God 'n keuse gemaak om ons heilig te noem. Hy het 'n keuse gemaak om genade aan ons te skenk. En hy het dit aan ons geskenk van ewigheid af in Christus Jesus. Ek wil net gou voor jy verder gaan, dink ek net aan een van die geloofsstelsels. Okay, Paulus praat van ons sal later, glo ek, daarby uitkom, maar ek wil net hê ons moet die establish vroeg. Gees, siel, liggaam, want wanneer mense praat oor ek is heilig, dan verwys baie mense net na hulle gees. Ja. En dan exclude hulle die body. Ja. En waar ons sterflikheid later na die liggaam toe gaan. Ja. Maar as hy sê, hy het ons met 'n heilige roeping genoem, praat dit net van ons gees of praat dit van die hele mens? Die idee van die gees, siel en liggaam en dat daar verskillend na die 3 komponente van die mensdom gekyk word vanuit God se perspektief, wil ek amper sê 'n teologiese verkragting van die skrifte. Ek hoor jou. Want Paulus, die enigste vers wat die proponente van hierdie gees, siel en liggaam verdeling en afdeling het om op te staan, is wat Paulus in Thessalonisense sê. Is dat God ons na gees, siel en liggaam onberispelik geheilig het. En dis waar ons eintlik hierdie 3 komponente in een teksvers sien, die enigste plek. Ja. En waarom ek sê is 'n teologiese verkragting van die skrifte is, wanneer Jesus praat oor hoe hy skrif gebruik, dan sê hy in die mond van 2 of 3 getuies sal 'n saak vasstaan. Nou, daar is net nie genoeg skriftuurlike bewys, of in my opinie, geen skriftuurlike bewys, vir die feit dat God ons in komponente red en heilig. Maar wanneer hy kom, dan soek hy en hy red die wat verloor is. Okay. So hy het gekom om te soek en te red. Hy het gekom om te soek en te red. Jesus het gekom om te soek en te red. Dis wat Jesus sê in Lukas. Maar Paulus, wanneer hy skryf, soos hulle sê, in hindsight, wanneer hy terugkyk na die kruis, dan sê hy nie van Jesus kom om te soek en te red nie. Hy sê, hy het ons gered. So, vanuit die perspektief na die kruis, word daar altyd gepraat van gered. Nou, wat het dit te doen met gees, siel en liggaam?
Jesus het 'n voorneme gemaak. Ek wil sê, hy kom om te soek en te red die wat verlore is. Ja. Paulus sê, hy het gered. Wat het hy gered? Die wat verlore was. Watter gedeelte van die mens was verlore? Dis die vraag wat ons seker kan vra. Was dit net die gees? Was dit net die siel? Was dit net die liggaam? Of was die mens verlore, gees, siel en liggaam? Die mens was verlore, gees, siel en liggaam. En as Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is dit nie net 'n sekere komponent nie, maar alles wat verlore was, het hy gekom om te soek en te red. En wanneer Paulus praat van hy het gered, dan sê hy het alles gered, gees, siel en liggaam. Amen. So, jy is nie in komponente gered nie. Jesus het die prys betaal vir jou gees, siel en liggaam. Hy het die werk kom doen, gees, siel en liggaam. Hy het jou gered, gees, siel en liggaam. En dis volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in hom geskenk is. Ja. Ons moet seker sê, ons experience hierdie redding, gees, siel en liggaam, maar van God se kant af het hy 'n heel werk gedoen, hy het 'n klaar werk gedoen. Ja. Ja, so ons experience hierdie redding in ons gees, siel, liggaam, maar van God se kant af is dit 'n dan deal. Ja. So ons moet daai waarheid aanvaar en nie dink God gaan nog eendag gaan hy dit doen of dit doen nie, maar dit speel uit in ons ervaring. En dit is wat ons moet aanvaar. Die werk is klaar gedoen. As hy sê hy het ons gered, moenie jou liggaam exclude nie. Wanneer hy sê jy's geheilig, moenie jou liggaam exclude. Ek weet ons het in hierdie wat ons groei, ek was op 'n stadium daar, toe sê ek, nee, ek is heilig, maar my liggaam nog nie. Ja. Sien jy? En daai ding het gemaak dat jy kan in sonde lewe, en baie mense aanvaar die en sê, nee, in my gees is ek regverdig, maar my liggaam nie. Dan gebruik hulle die liggaam om 'n sondige lewe te leef, en sê, nee, die Here sien my gees regverdig, maar my liggaam nie. En daarom kan jy in jou liggaam leef soos jy wil, want jy het nie die volheid van die evangelie aanvaar dat jou liggaam nie 'n gedeelte van jou is nie. Jy is gees, siel en liggaam. Baie mense sê mos nee, ek is 'n gees met 'n siel en ek woon in 'n liggaam. Nee, jy woon nie in 'n liggaam nie. Jou liggaam is deel van wie jy is. En dis wat die Here Jesus Christus kom red het. Amen. Amen. En wanneer ons kyk na wat Paulus skryf, hy sê, dis geskenk vir ons van ewigheid af in Christus Jesus. Hierdie holistiese redding, gees, siel en liggaam, is aan ons geskenk van ewigheid af in Christus Jesus. Maar nou, die volgende vers, in vers 10 is vir my basically die crux van wat Paulus hier so sê. Maar wat nou geopenbaar is. Amen. So, hierdie redding is 'n realiteit van ewigheid af. Maar Paulus sê, maar dis nou geopenbaar. En dit pas in by wat Doc nou gesê het, dat die redding is 'n afgehandelde saak, maar ons ervaar dit binne tyd. Dis afgehandel voor tyd, maar ons ervaar dit binne tyd, soos wat dit aan ons geopenbaar word. So, as ek nou 'n huis het, en die huis is verskriklik vuil. Alle vertrekke is in chaos. En ons het nou na die konferensie, ons het 'n klomp gaste gehad en so aan. En so ons het, huis was vol mense. En na die konferensie, toe is ons nou moeg en my vrou sê, nee, sy gaan nie die huis skoonmaak nie. Ons moet iemand kry om die huis skoon te maak. Sy het iemand gekry, maar wat ons toe doen is, ons wil nie in haar pad wees terwyl sy werk nie, ons gaan weg van die huis.
En nou kom ons terug huis. Die huis is klaar, skoon. Maar ons ervaring voordat ons weggaan was 'n vuil huis. Nou kom ons by die huis in en dan die eerste vertrek wat ons kry is skoon. En jy kan dit geniet. En daar so sit in die voorkamer, ons kan daar so kuier, ons kan daar so die skoonheid van hierdie vertrek geniet. En nog steeds die idee dat die res van die huis vuil is. Alvorens ons nie gaan kyk nie. En nou gaan ons in en ons gaan verder in en ons gaan sien, maar die kombuis is skoon. En ons gaan sien, ons slaapkamers is skoon. En ons kan sien, die badkamer is skoon. En ons kan die skoonheid geniet soos wat dit aan ons geopenbaar word, of soos wat ons ontdekking maak, soos wat ons in die vertrekke gaan. Dieselfde is waar van wat Jesus gedoen het. Van ewigheid af is ons redding gees, siel en liggaam afgehandel. Amen. Maar in die ontdekking van hierdie waarheid, soos wat ons sien, en soos wat ons van vertrek tot vertrek gaan, ontdek ons nie 'n vuil huis, maar 'n skoon huis, 'n geheiligde huis, 'n huis wat uitgesorteer is. 'n woord wat ons op die konferensie baie gehoor het. Dis uitgesorteer. Hey. So, dis wat die evangelie doen. Die evangelie openbaar aan jou elke vertrek. Stukkie vir stukkie. Sodat jy kan sien en jy kan ervaar en geniet wat waar was aan die tyd. Amen. So dis wat Paulus hier so skryf wanneer hy nou gaan. En hy sê in vers 10, maar wat nou geopenbaar is. Maar wat nou geopenbaar is. Deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus. So in Jesus se vleeswording en sy verskyning het sigbaar geword wat waar is van ons aan. Halleluja. Oh, dis is goed. So Jesus toe hy vlees word, toe wys hy vir ons wat ons is. Toe kom wys hy ons wat ons is. Nou, 'n goeie getuienis van die Here Jesus Christus is dat hy in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar dan sê die skrywer Paulus, hy sê, maar sonder sonde. So in sy ervaring as vlees, ons moet dit onthou, die woord het vlees kom. Hy het nie sonde kom doen nie. Hy het geen sonde geken nie. Hy het vlees kom word. So in sy vleeswording het hy nie minder heilig geword. Ja. Wat sê die engel van Maria? Hierdie heilige ding wat in jou opgewek word, sal genoem word die seun van God. So in sy vleeswording was hy heilig. Jesus was gees, siel en liggaam heilig. Maar wat het sy vleeswording vir ons beteken? Dit was die verskyning, wat die openbaring was, van ons redding, wat voor tyd, van ewigheid afgehandel is. Jy kan nou verder praat, ek wil net hierdie versie lees in Titus, hoor gou hierso. Titus 1, vers 1, Paulus, 'n diensknegt van God, en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Hoor vers 2. In die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof. Hierdie ding het nie along the line in die mind van God opgekom, maar jou onsterflikheid, die ewige lewe, is van ewigheid af 'n werklikheid in die hart en in die mind van God. En nou sê Paulus, wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons Here Jesus Christus. So hierdie ding wat ons spreek is nie 'n afterthought nie.
is nie 'n nagedagte. Ja. Die is die evangelie. Yes. Dis die waarheid. Ja. En ongelukkig is die waarheid nie gepreek nie. Ons het 'n evangelie van respons gepreek. 'n Evangelie na Adam. Ja. Maar nie die wat van ewigheid af in die hart van God 'n werklikheid was nie. So ons kom nou net terug en ons sê, luister, ons wil jou terugvat na dit wat voor tyd was, die ewige voorneme van God. Amen. Nie die respons nie. Ek het nou die dag toe praat ek toe sê, ons het mos nie 'n regering nie, ons het 'n reagering. Ja. En nou praat ek nie net van Suid-Afrika nie, maar die hele wêreld het 'n reagering. Ja. En dit word gereageer op goed wat verkeerd loop. Amen. Maar die evangelie is nie 'n reagering nie. Amen. Dis die ewige voorneme van God. Van ewigheid af, maar wat nou geopenbaar is. Amen. Amen. Nou, ons redding is nie 'n reaksie. Ons redding is 'n ewige realiteit. Halleluja. En vir God om te red in reaksie beteken God is nie in regering nie. Ja. As God moet reageer, dan regeer hy. Ja. Want soewereiniteit beteken niemand beweeg nie. Soos ons het nou politieke onrus in half tussen Suid-Afrika en Amerika. Ja. Oor ons soewereiniteit as 'n Suid-Afrikaanse nasie. Wat bedreig word deur sekere politieke rolspelers. Maar soewereiniteit beteken ons besluit oor onsself. Ja. Nou God is soewerein. Come on. Besluit oor homself. En is wie hy is. Ongeag wat gebeur. So dit beteken hy reageer nie. Jy kan nie vir God kwaad maak. Jy kan nie vir God happy maak. Jy kan nie vir God liefdevol maak nie. Jy kan nie vir God maak jou red nie. Dus mense sê, en ons sal dalk op 'n ander tyd oor 1 Johannes 1 vers 9 ook praat. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Hy is 'n reaksionele God. Ja. God se vergifnis is nie in reaksie op jou belydenis. Amen. God se vergifnis is 'n realiteit van sy karakter van liefde wat nie rekenskap hou van die kwaad nie, ongeag of jy bely of nie bely. God se redding is nie 'n reaksie op Adam se misstap nie. Ja. God se redding is van ewigheid af. Oh, halleluja. Voor die val van Adam het God gered. Amen. Oh, Jesus. God het nie gered omdat Adam geval het nie. God het gered voor Adam geval het. Ons redding is van ewigheid af deur genade aan ons geskenk. Dit het net nou sigbaar geword in die verskyning van die Here Jesus Christus. Apostel, ek dink ons moet net hierdie woordjie redding bietjie uitbring. Redding vir ons is, die ding was verlore, toe red ek hom. Maar as God praat van 'n ewige voorneme en dat hy ons gered het voor tyd. Ja. En die woordjie red beteken om heel te wees, om beskerm te wees, preserve te wees en al hierdie wonderlike goed. Ja. Dan sê God eintlik die volgende. François, jy is volmaak, volkome, heilig, die alles wat ek is. Wie ek is wie jy is. So Adam val. Ja. Maar as ek red jou nie na Adam se val nie. Ek verklaar van jou 'n waarheid van ewigheid af. Adam kom en hy doen hierdie gemors. Ja. Maar dit beïnvloed nie wat ek vir jou sê nie. Wie jy is voor Adam se val. So God red my nie van die val van Adam. Ja. Hy verklaar in redding wie ek is voor Adam se val.
wat my bewaar van Adam se val. Korrek. Is God se voortyd verklaring van wie ek is. Amen. So, God se redding is sy voorneme voortyd Ja. om my te red en te noem heilig, afgesonder, gepreserveer, Come on. syf gehou. So, wat ons sê wat redding is God se voorneme en sy verklaring voor Adam se val. Dat ek heilig is, bewaar my ten spyte van Adam se val. Ja. Deur Adam se val. So dis God se verklaring wat nie verander nie, wat my hou. Ja. Deur Adam se val. Oh Jesus. So met Adam se val het hy 'n sekere ervaring gehad. Maar eintlik God se verklaring oor Adam voor Adam se val het Adam bewaar as gered Ja. en heilig, ongeag wat hy ervaar. Oh, this is beautiful. Ongeag wat hy ervaar. So dis ons redding. Dis ons redding voortdurend. So hierdie redding word nou geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus. Nou gaan Paulus en hy sê wat die dood tot niet gemaak het. Paulus se taalgebruik is fenomenaal. Dis altyd verlede tyd. Ja. Gered, geroep, geheilig, tot niet gemaak. So hy het die dood tot niet gemaak. En hy die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring deur die evangelie. Deur die evangelie. So, wat die evangelie doen, is die evangelie bring aan die lig wat klaar gedoen is. Amen. Hy bring aan die lig dat Jesus die dood tot niet gemaak het, en dat hy lewe en onverderflik aan die lig gebring het, dat hy het geopenbaar het, dat hy dit sigbaar gemaak het, deur sy verskyning. En dis hoe hy die dood tot niet gemaak het. Hy het aan ons sigbaar iets kom wys deur sy verskyning. Hy het kom wys hoe hy die dood sien. Wat sy perspektief van die dood is. En Jesus se perspektief omtrent die dood was vreemd vir die Adam van die tyd. Vir die mensdom. Was vreemd. Terwyl hulle weet oor 'n dogter wat gesterf het, sê ja, sy slaap. Sy perspektief van die dood. Sy slaap. Sy slaap. Nou, kom ek sê jou wat is slaap? Slaap is 'n toestand wat ons ingaan van onbewustheid van die lewe wat aangaan. Slaap is 'n toestand wat ons ingaan. 'n Toestand van onbewustheid omtrent die lewe wat steeds aangaan. As ek slaap, gaan die lewe aan. Slaap is nie die einde van die lewe nie. Lewe gaan voort. Die enigste ding is die een wat slaap, is onbewus van die lewe wat aangaan. Dit is die dood. Die dood is 'n onbewustheid van lewe wat nog nooit tot 'n einde gekom het. Come on. Dis dood. Dis 'n onbewustheid van lewe wat nog nooit tot 'n einde gekom het. That's so beautiful. Nou, ons gaan nou verder gaan, maar ek wil hê ons moet hierdie enetjie stres. Die psalme sê die Here slymer of hy slaap nie. Daai is God. Ja. Hy slymer nie, hy slaap nie. Ja. Hy word nie moeg of mat nie. So die rede hoekom ons gaan slaap is omdat ons moeg
en mat word. Mm. Daai is die rede vir slaap. Maar alhoewel jy gaan slaap, gaan die lewe aan. Ja. Jy's onbewus. Maar God doen nie daai nie. Amen. Hy's altyd bewus. Ja. En jy kan dit sien in 'n kind. Ek sê ons moet van die kinders leer. Mm. Ek weet nie watter klein kind, babietjie, veg nie teen slaap. Mm. Dis daai goddelike natuur wat sê, die ding moenie gebeur. Ja. Ek moenie gaan slaap nie, want dis nie in my natuur, my wese nie. En die kinders fight. En ons wil hê hulle moet gaan slaap. Maar ek kan sê, ek is goddelik. Ja. Ek is onskuldig. Ja. Ek moenie gaan slaap nie. Ek moenie swyg nie. Nou, ons wil jou, dis die inleiding oor ons sterflikheid, dis deel 1. So, maar ons wil vir jou sê, die hart van God is, dat ons nie moet gaan slaap. Amen. Dat ons nie moeg of mat word nie. As jy Jesaja 40 gaan lees, dan sê, die Here word nie moeg nie, hy word nie mat. En dan sê, die wat op hom wag, die woordjie wag is kava, wat beteken om eenheid, intimacy, to be intertwined with him. Dis amper soos 'n parasiet op 'n boom sit. 'n Parasiet het nie sy eie wortelstelsel. Ja. En dis die evangelie wat ons verkondig, Ja. die onsterflikheid of lewe. Ons het nie ons eie wortelstelsel nie. Ons is afhanklik. Yes. Ons is nie die bron van onsterflikheid nie. Ons spreek Jesus Christus, soos wat Paulus sê, wat alleen onsterflikheid besit. So onsterflikheid is nie iets weg van Jesus die Christus nie. Amen. En dis wat ons moet weet. Ons spreek Jesus die Christus as die bron van ons onsterflikheid. So, nou sê, hulle wat op hom wag, word nie moeg nie. Word nie mat nie. Hoekom? Hulle bron word nie moeg nie, word nie mat nie. So Jesus se idee, en dis wat ons sien, oor die dood is, hy slaap. Maar luister, daai is nie die ultimate nie. Die ultimate van God is, ons moenie moeg word nie. Amen. Ons moet nie mat word nie. Ons moenie gaan slaap nie, want hy is God se hart. Amen. Amen. So, dis wat Jesus se siening is omtrent die dood. Dis hoe hy na die dood kyk. Dis 'n slaap. Dis 'n slaap. 'n Ander ding wat Jesus gesê het, is niemand neem my lewe van my af weg. Ja. Ek lê dit vrywillig nie. Ek het by die konferensie gesê, ek is oortuig daarvan, as Jesus nie sou sy asem uitblaas en gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor nie, sou hulle hom vir ewig kon martel en hy sou nie sterf. Want hy het 'n verklaring gemaak, niemand neem my lewe van my af weg. Ja. So, wat Jesus vir ons voorstel wat die dood is 'n toestand van onbewustheid van die lewe van ewigheid af. 'n Lewe wat nie einde het, 'n lewe wat ewig is. So dis 'n verskywing van bewustheid wat plaasgevind het toe Adam val. 'n Verskywing van bewustheid. Adam is bewus gemaak van die dood. Adam is bewus gemaak van die dood. Hoe? Deurdat hy die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het. Dat dit sy bewustheid beïnvloed en hy gesterf, hy die dood ervaar. Wat 'n onbewustheid is van die lewe, want die opsie was daar om te eet van die boom van die lewe. Die opsie was daar, maar die oomblik hy eet van die boom van kennis van goed en kwaad, het hom onbewus gemaak van die boom van die lewe. En hy kon die lewe ervaar. So hy het in 'n bewusteloosheid gegaan van lewe. En dis die dood, dis slaap. Ja, ek dink ons moet terugkom na die boom van die kennis van goed en kwaad. Sal jy sê, jy het dit gesê, maar ek dink ons kan dit gemis het, dat die rede vir die dood was as gevolg van die boom van die kennis van goed en kwaad. Ja.
Kom ons gaan terug na wat Dok nou gesê het rondom God wat nie slymer of slaap nie moeg of mat word. 'n Mens word moeg en mat van werk, toil, labor. Dis waarvan 'n mens moeg word. En as jy moeg word, wat gaan doen jy? Slaap. Ja. Wat is die slaap? Dis dood. Dis onbewustheid van die lewe. So, wat gebeur het in die tuin is, Adam en Eva word gegee die boom van die kennis van goed en kwaad. 'n Woordjie kwaad, good and evil, kwaad, evil, is die woordjie poneros, wat praat van toil, labor, annoyances, harde werk, frustrasie, irritasie. Daar is die boom. En wat doen die? Maak moeg. So Adam is 'n boom gegee, wat hom moeg gemaak het en laat slaap. Ja. Dis hoe die dood deur een man in die wêreld gekom het. Dis hoe die slaap gekom het. Dis hoe die onbewustheid van die lewe gekom het. En dan moet 'n mens seker sê, die grootste agent vandag van moeg maak is die kerk. Dis hartseer, dis 'n waarheid. Dis ongelukkig so dat die kerk preek vandag nog. Baie van die kerk preek vandag nog geïnspireer deur die slang. En gee nog steeds vandag kennis van goed en kwaad. Van preekstoele. Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, reeds die bediening, hy praat van die wet, dan praat hy van, dis die bediening van die dood. Ja. En ons is vandag op 'n Sondag, ek kan jou vandag waarborg, jy gaan by duisende kerke vandag, gaan van die preekstoel af gepreek word, vanaf die boom van die kennis van goed en kwaad, die bediening wat veroordeel en die bediening van die dood. En jy hoor van die kerk af constantly, hierdie is almal ons paadjie, wat ons moet gaan. Niemand gaan die dood vryspring nie. En so word dit verkondig en verkondig. En soos wat ons in hierdie reeks aangaan, gaan jy sien. Ek wil vir jou sê, moenie die reeks mis nie. Gaan luister weer hierna, deel dit met jou vriende, maar jy gaan openbaring kry. En dis wat Paulus vir Timoteus skryf. Hy sê, dat lewe en onsterflikheid word aan die lig gebring, word geopenbaar deur die evangelie. Nou jy iets kom net aan die lig wanneer hy daar is. So, dis nie 'n ding wat ons iewers gaan soek nie. Dit is daar, maar ons moet die lig van die evangelie laat skyn op die onderwerp wat die evangelie kompleet, of die mens kompleet. Want die mens is nie, experience nie sy volmaaktheid deur dood te gaan. Ja. Kom ons sê, dalk net om net koers te bring, want ons het aan die begin gesê, as jy nog nie onverderflikheid of onsterflikheid gehoor het as jou realiteit nie, het jy nog nie die volle evangelie gehoor. En waarvanaf kry ons daai idee? Paulus wat sê in 2 Timoteus 1 vers 10, wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en dan sê hy, en die lewe en onverderflikheid, wat onsterflikheid is, aan die lig gebring het deur die evangelie. So die evangelie bring lewe en onverderflikheid aan die lig. Dus as die lig van die evangelie skyn, dan kom kennis omtrent lewe
opgaan uit die slaap uit en jy sien die lig, dan word jy weer bewus van lewe. So, wat die evangelie doen is, die evangelie sit die lig aan sodat jy wakker word. Amen. Uit jou slaap uit. En weer bewus word van die lewe wat aangegaan het nog al die tyd terwyl jy geslaap het. Shit. En jy word bewus van lewe en onverderf. Nou, om fair te wees, die kerk preek lewe. Dis nie dat die kerk nie lewe preek nie. Die kerk preek lewe. Maar so baie van die kerk, ons het nou gesê, is nog besig met die bediening van die dood. Maar daar is ook 'n gedeelte van die kerk wat die lewe bedien. Maar daar is so min van die kerk wat lewe en onsterflikheid bedien. Wat is die verskil? Die verskil is in wat gebeur het toe Lazarus se suster Martha vir Jesus sê, toe hy uiteindelik by hulle uitkom, nadat Lazarus gesterf het. En, by the way, hy het ook vir sy disippels gesê, Lazarus slaap en ons gaan hom wakker maak. Dit is sy konstante perspektief. Maar sy sê vir hom, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. As hy hier gewees het. Nou, dis waar baie van die kerk is. As die Here hier gewees het. As Adam maar net nie gesond. As Adam maar net nie gesond. As ons nie voor die dood kan iets sorg. Ons het nie 'n buig. En so. Soos as altyd daai as en daar's 'n tydsbeperking. Maar sy sê as hier gewees het. En Jesus sê, het ek nie vir jou gesê as jy glo sal jy nie heerlikheid van God sien nie. Jy moet die boodskap gaan kyk van die konferensie want ons het daar geraak in heerlikheid. Maar jy sal die heerlikheid van die Here sien. Net vir hierdie gesprek se doeleinde. Heerlikheid beteken alles wat God het en alles wat God is. Dis die volheid. So jy sal die volheid sien. Waarna het hy verwys? Die herstel van lewe. Die opwekking uit die dood. Om Lazarus terug te herstel tot die lewe. Dit is die volheid. Jy sal dit sien. Sy sê, ja Here, ek weet. In die laaste dag. Ek weet in die laaste dag. Nou, sy maak 'n verskil in sy progress en dis hoe die Here met ons wandel. Hy is met ons in gemeenskap en gesprek en hy vat ons stapie vir stapie. En hier sê sy het eers gesê as hy hier was. So volgens haar is nou verby, daar's geen salf meer te smeer. Ja. Okay. So sy daar geglo in genesing. Soos baie van die kerk glo in genesing. As die Here net kan gesond maak. Dan sal ons nie sterf nie. So sy was daar. En toe vat die Here haar verder en sê, jy gaan sien, die heerlikheid sien. Lazarus sal leef. En sy sê, ja Here, ek weet. En daar gaan sy verder van genesing af, dan sy glo in 'n opstanding, in die laaste dag. En dis waar baie van die kerk is. Glo in 'n opstanding, glo in lewe na die dood. So, hy sal uit die dood opstaan. Maar Jesus, met een pragtige woord, bring perspektief in hoe hy dinge sien, en hoe hy die evangelie sien, en hoe ons veronderstel is om die Bybel te lees, hoe ons veronderstel is om waarheid te sien. En sê, vergeet hierdie topics, vergeet dae, vergeet tye, vergeet die feit dat jy weet,
daar sal 'n opstanding wees in die laaste dag. Want dis wat sy sê, ek weet nie. Ek weet, wat weet sy? Sy weet dat daar 'n opstanding in die laaste dag. Sy het haar teologie uitgewerk. Sy weet. Jesus sê, okay, jy weet, maar jy weet onderwerpe. Jy het jou systematiese teologie in plek. Maar kom ek vernietig gou jou systematiese teologie. Die gaan nie oor 'n dag of 'n tyd of op progressie of 'n tydlyn nie. Kom ek sê jou, ek is die opstanding en die lewe. En dis wat die evangelie van Paulus sê. Die evangelie van Paulus sê met die verskyning van Jesus word die lewe en onverderflikheid aan die lig gebring. Word die redding aan die lig gebring. Word die voorneme en die roeping wat God van ewigheid af oor ons het, die opinie wat hy het omtrent ons aan die lig gebring met die verskyning van Jesus. So Jesus is die heerlikheid, die volheid, die eind, die laaste dag. Hy is die, hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Nou gaan hy verder. En as jy weer my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Prys die Here. As daar geliefdes is van ons wat gesterf het, hulle sal weer lewe. Amen. Halleluja. Paulus sê dit ook gepreek. Paulus sê, ek wil hê julle moet onkundig wees oor die mense wat gesterf het nie. Hulle kom terug saam met hom. Hulle kom terug saam met hom. So by the way, so Tom en die kies gesê, ek dink Paulus probeer ons sê, hey, hou op probeer doodgaan, hy mense kom terug. Ja. Hulle kom saam met hom terug. En dan sal hy die dood uit opstaan. Jesus sê dit. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dis 'n waarheid, dis 'n wonderlike waarheid. Maar dis nie die volle waarheid. Amen. Dis 'n wonderlike waarheid, maar dis nie die volle waarheid nie. Jesus gaan verder en hy sê, en die wat lewe. Ons het nou klaar gepraat oor Lazarus, ons het klaar gepraat oor die wat in Christus gesterf het, wat saam met hom gaan terugkom, en wat weer gaan lewe, en wat gaan opstaan. Ons het klaar daaroor gepraat, maar kom ons praat oor die wat lewe. Halleluja. En in my glo, sal nooit sterf. Tot in ewigheid voeg. Ja, glo jy dit? Ek dink Jesus probeer nou al wat duisende jare ons deur die journey vat, wat hy vir Martha deurgevat. Sê reg, as ek hier was, sou hy nie gesterf het nie, want ek is die genees hier. Amen. Sê reg, daar is 'n opstanding in die dood, dit is reg. Die wat in my glo, al het hy ook gesterf, sal hy lewe. Dit is reg. Maar kom ek vat jou verder. Die wat lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Kom ek vra jou, glo jy dit? Halleluja. Martha, glo jy dit? Glo jy dit? Jy weet jy glo, as ek hier was, sou hy nie gesterf het, want jy glo ek is die genees hier. Ek weet jy glo, dat daar 'n opstanding in die dood is. Ek weet jy glo. Want jy sê, ek weet jy. Maar kom ek vra jou, glo jy die? Glo jy hierdie? Kom ek vat jou verder. Glo jy dit? Glo jy dat die wat lewe en in my glo, nooit hoef te sterwe nie? Glo jy dit? Dit is die vraag, ek dink wat die Here Jesus gekom het om te vra. Glo ons dit? Amen. Hy wil ons bring van wonderlike waarheid na die volle waarheid. Halleluja. Halleluja. Beloved, hy sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Maar die wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. Glo jy dit?
Maar jy kan dit nie glo as jy dit nie gehoor het. Dis hoekom Paulus sê, hoe kan hulle glo, of hoe kan hulle oortuig wees van 'n waarheid, as hulle dit nie hoor nie. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, die geloof kom deur die gehoor van God se woord. So die rede hoekom ons hierdie onderwerp met jou deel, ek wil sê meer as 'n onderwerp, die rede hoekom ons Christus, Jesus in die vlees, die onsterflike met jou deel, is sodat daar geloof in jou hart geaktiveer kan word. Om te sê, ek was beroof. Ek was 'n evangelie verkondig van, ja, jy sal lewe, al het jy ook gesterwe. Maar ek het nie die volheid gehoor nie. En daarom bring ons hierdie na jou. Geliefde, hierdie is die introduction. En ek het dit 'n paar keer gesê, maar jy wil dit weer hoor en jy wil dit hoor, sodat jy established kan word in hierdie waarheid, die volle waarheid van lewe en onsterflikheid. Ons gaan ons het nog 'n paar minute, so 5 minute. Maar ons wil ook voor ons afgaan saam met jou bid, apostel, vir hulle wat vandag pyn, seer, smart in jou gees, jou siel, jou liggaam ervaar, maar ons wil vir jou genesing bring. Want jy kan nie onsterflikheid beleef met 'n siek liggaam nie. Ons wil nie hê jy moet lank lewe met pyn nie. En as mense wat vir jare in pyn leef. Maar ons het vandag gekom met die waarheid van die evangelie, dat daar onsterflikheid binne in jou is. Dat jou waarheid nie in die toekoms lê nie, maar dat jou waarheid in 'n man lê, Jesus Christus, wat jou kom openbaar het in die vlees. Halleluja. Hy is die openbaring van wie jy is, gees, siel, liggaam, voor tyd begin het, maar wat nou kom openbaar. So, apostel, hierdie paar minute, as jy vir die geliefdes iets wil sê, en share dit, maar ons wil ook saam met jou bid. Amen. Die evangelie bring hierdie lewe en onverderflikheid aan die lig. Dit maak ons bewus daarvan, dat dit die waarheid is van ewigheid. Dat ons as die mens soos Christus is. Dat ons lewe en ons sterflikheid vanaf God ontvang het. Amen. Ontvang het. Dat hy dit aan ons gegee het. Maar dat ons aan die slaap geraak het en onbewus geword het van hierdie waarheid. Van hierdie realiteit, van hierdie lewe en hierdie onsterflikheid wat ons in is van ewigheid. So die evangelie maak jou bewus daarvan. En met die bewustheid van hierdie waarheid sal jy dit begin beleef. Dis waarom dit belangrik is om hierdie waarheid te hoor en te hoor en te hoor, sodat jou bewustheid verander kan word. Sodat jou bewustheid verskywing ervaar, van dood na lewe. Ons word elke dag bewus gemaak van die dood. Elke dag. Daar is soveel advertensies oor polisse, begrafnisdienste, met verjaardae, en soos elke dag as jy 'n groot mens sien, wat nou 60 of 70 is, wat die Bybel sê is nog nie eens 'n baba nie. Dan sien jy dat hoë ouderdom gaan saam met swakheid, siekte en ultimately verderwing, dood te gaan. En jy word daarvan bewus gemaak. Maar ek wil jou uitdaag, hou op kyk na die 70-jariges en kyk na Christus. Amen. Sy verskyning bring lewe en onsterflikheid aan die lig. Sy verskyning is daar sodat jy kan kyk na hom. En dat jy bewus kan word van lewe en onsterflikheid. Hou op kyk na die
advertensies van begrafnispolisse. En kyk na Jesus, wat verskyn het om aan ons bewus te maak van lewe en onverderflikheid, onsterflikheid. So daai bewustheid moet kom. Daai bewustheid kom deur te kyk. Wat ons doen wanneer ons nagmaal neem. Kyk. En ons onderskei, ons sien die liggaam van Christus. En as ons dit nie doen nie, sê Paulus by die nagmaal. Sommige het al siek, swak geword en gesterf. Alles omdat ons nie sien. Omdat ons nie die liggaam onderskei nie. Omdat ons nie die sien as die vlees en liggaam van die Here Jesus Christus, wat veronderstel is om nooit weer te sterf nie. Want dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterf. Nie 2 keer, nie 3 keer, nie aan nie vir ewig nie. En hy eenmaal het klaar plaasgevind. In die sterf van die Here Jesus Christus. Dit was bestem vir die mens om eenmaal te sterf. Maar daar is nou een nuwe mens. Wat klaar gesterf het en opgestaan het. So ons moet daarvan bewus gemaak word. Ek wil jou uitnooi, kyk na hierdie boodskap hier, luister daarna en sien Christus Jesus. Sien Christus Jesus. Ek is oortuig, hoe meer ons hierdie waarheid preek, sal mense gesondheid ervaar, selfs sonder dat enige iemand vir hulle bid of hande op. Amen. Maar ons wil vir jou bid as jy dit nog nie sien. Amen. Ja. Sit jou hand op die pyn, of whatever die probleem ook al mag wees. In die naam van Jesus Christus, ervaar lewe en onsterflikheid in jou liggaam. Ons bestraf dood in jou liggaam. En pyn verdwyn. Ongemak verdwyn. Verrotting, decay verdwyn. Want jy lewe en onsterflikheid in Jesus Christus. Amen. Geliefde, deel jou getuienis met ons, wat jy nou ervaar het. In die kommentbox, praat met ons, kry ons daglikse oordenkings, vra onder in die kommentbox, oordenkings, ons stuur elke dag, stuur ons 'n oordenking uit, om jou te vernuwe met hierdie waarheid. As jy in Appington area is, hier in die Noordkap, maak met ons kontak, en geliefde, jy het ook 'n geleentheid om ons na jou area te nooi, 'n reeks, 'n conference te kom doen, whatever ook al, ons is daar om die lewe en onsterflikheid aan jou te preek, in Christus Jesus. Share het weer eens met jou vriende, blessings, kosbare share. Amen. Genade en vrede, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid. Amen. Blessings.